Dr. Tersia Oosthuizen. Lig op geestesgesondheid, Dr. Tersia Oosthuizen van die Noordwes Universiteit, bedryfs- en voorligtingsielkundige. Ek glo dat van ons ouer luisteraars, van baie gevalle, soos ek ook maar, het aan die hand van ons moederknie, wil ek amper sê, geleer om te lees. En dit is net vir my asof daar 'n totale insinking gekom het in werklik lees. Kom ons kyk net na 'n paar goed wat ek dink belangrik is. Nommer 1, ons het nie regtig meer soveel koerante en tydskrifte wat ons fisies in die hand kan vashou nie. As gevolg van die feit dat kostes daartoe bygedra het en natuurlik die gerief ook dat ons dit aanlyn kan lees en daarna kan kyk. En dit bring my by die vraag van wat doen ons met woordherkenning, met sinskonstruksie? Julle weet, luisteraars, jare gelede is daar 'n studie gedoen in die omgewing van die Kaapse vlakte, waar hulle agtergekom het in 'n sekere skool dat kleiner kinders nogal moeilike woorde kon herken. Hulle kon nie die woord noodwendig reg uitspreek nie, maar as daardie woord vir hulle gegee is en hulle is geleer om dit te spel, het hulle dit regtig nogal vinnig baas geraak. En iemand was slim genoeg om so 'n bietjie verder te gaan uitvis. En toe kom hulle agter dat baie van hierdie informele behuising plak die inwoners koerantpapier en tydskrifpapier as deel daarvan om dit meer te seël aan die binnekant. En dat van hierdie kinders baie keer sit en na hierdie prentjies en hierdie woorde gekyk het. En dat dit 'n definitiewe invloed gehad het op hulle herkenning van die sogenaamde groter of moeilike woorde. My vraag is dan, as ons nie regtig meer met die volledige sinskonstruksie, woorde, samestelling van woorde te doen het nie. Kyk maar, hoe slordig skryf selfs ons baie keer as dit kom by 'n teksboodskap, in terme van ons gebruik afkortings wat nie eintlik bestaan nie. Ons gebruik een of ander woord wat ook nie bestaan nie, maar wat uit 3 of 4 of 5 konsonante bestaan, en ja, daaruit lei ons nou af dat dit is eintlik wat hierdie persoon vra. So met ander woorde, die vinnige kommunikasie het ook veroorsaak dat ons nie meer daardie respek het om ons taal oordentlik te gebruik wanneer ons dan nou met mekaar teksboodskap kommunikasie toepas nie. En dit sê ek nie veroordelend nie. Luister, ons verstaan my baie mooi. Die hele idee vir my is dat ons moet dalk 'n bietjie gaan sit en dink, wat doen ons met lees? En dan in Afrikaans lees of in Engels, maar 'n boek vat en lees. 'n Fisiese boek met 'n buiteblad, met blaaie, papier en ink, en die van julle wat lief is vir lees sal ek weet, as jy daai splinternuwe boek so die eerste keer oopmaak en jy ruik die vars van die papier, of hoe dit dan nou ook al vir jou ruik, dan raak 'n mens sommer opgewonde. Nou wat is die hoofvoordele, as ek dit dan nou vinnig kan noem? In die eerste plek versterk dit ons brein, en ek gaan weer daarna toe terugkom. Dit help ons om meer empaties te wees. In die aard van die saak bou dit ons woordeskat uit en help dit ons met ons sinskonstruksie. Vir ouer persone het dit baie voordele wat dit inhou. Dit bevorder slaap en ja, helaas, laat dit ons nogal langer leef. Nou kan ons in die eerste plek vra, nou, maar wat lees ons? En ja, die wetenskaplikes sê verkieslike boek, maar 'n tydskrif of 'n artikel, want ons het nie altyd die tyd om byvoorbeeld 'n boek deur te lees, of selfs daar baie keer die geld om 'n boek te koop en te lees nie. En ons biblioteke is ook nie altyd waar ons graag wil hê die standaard moet wees nie. En dit beteken dat ek hoop ons op 'n meer informele vlak dalk boeke en goed onder mekaar kan uitruil
verlees. Dit maak eintlik nie saak of ek dan nou spesifiek, sal ek sê, literêre werke lees of meer algemene fiksie of nie fiksie nie. Want onthou, wanneer ek die boek begin lees, gaan ek in 'n nuwe wêreld in. Soos iemand een keer gesê het, ek het nooit gereis nie, maar in my kop het ek soveel lande en soveel wêrelddele besoek as gevolg van wat ek gelees het. En dit hou die voordeel daarvan in, dat ek my nuuskierigheid begin ontwikkel. Ons het op 'n stadium gepraat in die positiewe sielkunde, die betrokkenheid by wat ons doen, en een van die persone is Csikszentmihalyi, die teorie van vloei. Met ander woorde, om so geabsorbeerd te raak in iets, dat die wêreld rondom my eintlik verbygaan ontwerp het. En waarop dit neerkom is dat, as ek iets lees wat my belangstelling prikkel, dan is dit as dit ware, of het hierdie sogenaamde, wat hy noem, autoteliese persoonlikheid van my stimuleer. Met ander woorde, ek lees, ek raak nuuskierig, ek raak betrokke, ek is heeltemal, wil ek sê, opgeneem deur dit wat ek lees. Dit is lekker, dit is interessant, dit verbreed my wêreld, ek vorm my eie prentjies van dit wat ek lees, en uiteindelik maak hierdie nuuskierigheid dat ek baie meer kreatief is. Hoekom sê ons dat dit empatie bevorder? Want wat nou besig is om te gebeur, as ek lees, dan begin ek meer van mense, verhoudinge, situasies verstaan, of dalk partykeer dink ek, sjoe, die skrywer verstaan ook dit nie regtig nie, maar ek raak meer betrokke, en dalk lees ek nou iets, of ek lees nie fiksie, wat gaan sê nou maar oor verhoudinge, of wat ook al, wat verbeter en uitgebou kan word. So ek verryk myself op 'n baie natuurlike, aangename manier. Ek hoef glad nie in te gaan op die feit hoe danig dit ons woordeskat gaan verbeter en gaan vermeerder nie. Dit spreek as dit ware van self. Wat ek net wel wil sê is dat daar verskillende studies is wat aangedui het dat as ons aanhou lees, selfs al word ons ouer, hou dit ons brein skerp. Ek weet, daar word baie aandag gegee aan die belangrikheid van fisiese oefening om demensie ensovoorts te voorkom. Maar lees, en lees met aandag en begrip, het presies dieselfde uitwerking op ons. Baie dankie, Tersia. Bietjie musiek en dan luister ons verder na Dr. Tersia Oosthuizen. Ja, luisteraars, Willem, ek kan nou nie help om te glimlag nie. Iemand vra nou die dag vir my, maar wat lees ons? Wat lees ons jong mense nog vandag? En ek is verstom om te sien wat 'n groot hoeveelheid kinderboeke daar deesdae nog geskryf en uitgegee word. Boeke vir tieners, boeke vir adolessente, boeke met baie interessante temas wat ons jong mense ook help en ons kinders om sekere goed beter te begryp. Ons praat ook baie keer van biblioterapie. Byvoorbeeld, daar is 'n boek oor die olifantjie wat nie wou gaan slaap het nie, wat ek persoonlik baie handig vind as 'n mens met kinders werk wat sukkel om regtig te wil gaan slaap. So dis maar net een voorbeeld. As ons dan verder gaan ten opsigte van wat ons net nou gesê het, dalk interessant. Navorsing wat hulle gedoen het met weer eens MRI skanderings het aangedui dat wanneer ons lees, daar verskillende dele in die brein aktief is. Die vloei van bloed in die brein verbeter, die sinapsiese vuur verbeter, die goed voel, hormone wat vrygestel word, ensovoorts, dat ons uiteindelik dan beter funksioneer. En natuurlik, hoe groter en hoe wyer ons woordeskat, hoe ryker dan hierdie ervaring daarmee saam.
Maar dan die ander lekker ding hiervan is, om te lees verminder ons stres en ons spanning, want dit vat ons weg, dit vat ons na 'n ander plek toe, dit vat ons na 'n ander domein, 'n ander wêreld, en daarom is dit belangrik, dat ons in die aand, soos al soveel keer gesê het, ons elektronika afskakel, of op silent sit, ek jammer vir die Engels, maar die boek vat, en lê en lees, want om met die boek te lê en lees en aan die slaap te raak, is baie meer ontspannend weer eens as die lig van die tablet of die selfoon of die rekenaar waarvan af ek lees. Dan kan ons natuurlik ook vir mekaar sê, uit die aard van die saak, hoe wyer ek lees, hoe meer gaan dit my help om krities te dink, en dan praat ek nog nie eers van die kreatiwiteit wat dit in my losmaak, as ek so kan sê nie. Ek kom meer agter, my kennis verbreed. Dit stimuleer my verbeelding. Ja, ek kan amper sê om te lees is soos om 'n fisiese oefening, gimnasium oefening vir my brein te doen. Natuurlik is lees een of ander vorm van ontspanning, in die sin van ook dat, sien nou maar, ek lees nou, soos ons dit nou deesdae noem, een of ander krimie of wat ook al, en is regtig hierdie van, ek kan nie wag om die volgende bladsy om te blaai om te lees, wat gaan nou met hierdie spanningsverhaal gebeur nie. Dit vat my in totaliteit uit dit waar ek op hierdie stadium is. En ek dink een van die goed wat ons baie keer vergeet is, dat dit eintlik 'n baie, in aanhalingstekens, goedkoop manier is van totaal en algehele ontspanning. Sien nou maar, ek lees 'n tydskrif, ek lees 'n storie in 'n tydskrif, dan beteken dit in elk geval nog steeds, dis iets wat vir my wegvoer. Ja, ek dink die feit dat dit ons ook help om op 'n sosiale vlak nader aan mekaar te kom, is belangrik. Dalk het julle al gehoor van die nuwe manier van doen, waar daar sogenaamde leesspasies by plekke georganiseer word. Kom ons sê byvoorbeeld 'n restaurant, 'n koffiewinkel is net in die oggend oop, maar in die middag is daar plek vir mense om net gewoon daar te kom sit en lees. Die idee is nie ons sit en gesels, of ons bespreek boeke, of enige so iets nie. Ja, daar kan miskien daar koffie of tee of net iets te drinke bedien word. Die idee is ook nie, ons kom by mekaar om te kook en koffie en tee nie. Die idee is, dat hierdie 'n rustige en 'n gesellige ruimte is, waar ons net met ons eie boek kan kom sit, en ons kan kom lees. En natuurlik mettertyd met al hierdie tipe van plekke, gebeur dit, dat mense bietjie meer sosiaal raak, en begin gesels en praat oor dit wat hulle lees, en op daardie manier word nuwe vriendskapsbande gevorm. En natuurlik haal dit mense uit hulle isolasie uit. Baie van die persone wat sê dat hulle hou daarvan om na hierdie soort plekke toe te gaan, sê juis, maar hulle is eensaam en alleen. En die gemeensaamheid van almal wat net rustig daar sit en lees, beteken vir hulle vreeslik baie. Nou, dan wil ek ook sê, Willem en luisteraars, en ek sê weer eens, diegene wat so min of meer my ouderdom is, wat gebore en kinderjare gehad het, selfs in die tyd voor televisie, sal weet dat ons baie keer, sê nou maar op 'n Saterdag of 'n Sondagmiddag, Saterdagmiddag as daar nie rugby was nie, dan het gesinne byvoorbeeld saam gesit en lees in stilte. Dit was iets wat byvoorbeeld by ons nogal baie waardevol was, veral op 'n Sondagmiddag. En dit is my van die mooiste herinneringe, dat ons 'n hele middag so as gesin kon saam sit en lees, en dan sal iemand iets sê, en iemand maak 'n opmerking, en ons lees verder. Maar daardie kosbare gemeensaamheid, daardie deel, is vir my persoonlik iets wat ek dink families en gesinne baie diep by mekaar kan uitbring. Want dit is stil, en dit is rustig, en is gemoedelik, en ons kan nog altyd 'n stukkie mooi musiek
ook daarby sit. Nou wat kan ons dan nou doen om ons verbintenisse in terme van met ander dan ook in aanraking te kom as dit by lees kom te bevorder? Ja, ek dink die maklikste is om by 'n boekklub aan te sluit. Ek het reeds gepraat van hierdie ruimtes waar mense kan gaan sit en lees. En ek dink dit is nodig dat ons wat klomp boeke en goed het, 'n bietjie uitvind waar kan ons boeke skenk of waar kan ons boeke uitruil? Want ja, dit is ongelukkig so. Boeke het regtig duur geword. En ons lees die boek en hy slaag lees en hy's eintlik basies nog nie, want 'n persoon het hom nog net een keer gelees. En dan word hy in 'n boekrak gesit. En ek dink dit is nogal nodig dat veral as ons nie altyd toegang het tot 'n biblioteek of dan nou die nuutste boeke by die biblioteek kan vind, dat ons 'n manier kry om boeke onder mekaar uit te ruil. Ons kan ook in groepe by mekaar kom waar ons sê nou maar oor 'n spesifieke boekgenre of 'n tipe tema en goed met mekaar gesels, behalwe 'n boekklub. Dit sien ek nogal gebeur aanlyn. En as ons met so 'n leesgroep te doen het, en ons kan regtig net lekker debatteer en reflekteer sonder om nou ek wil amper sê, 'n vreeslike argumente te verval. Dink net hoe lekker is dit om hierdie inligting uit te ry. Ja, dit is ook so, daar is diegene van ons wat nie regtig daarvan hou om 'n boek te lees nie. Dit is ook goed so. Dan kyk ons miskien dalk na 'n tydskrif, of ons kyk na een of ander interessante artikel. Die navorsers beveel aan dat ons ten minste 20 minute 'n dag fisies 'n boek of 'n tydskrif of 'n artikel, iets wat uitgedruk is, wat ek in my hand kan vashou, lees. Of dan aan die einde van 'n week moontlik 5 ure. En ek dink ons moet ook 'n bietjie kyk na ons kinders en ons jong mense se werklike leesgewoontes in terme van nie net die boodskapies lees en na die mediums kyk waarvan af ons lees nie, maar dat ons ook daardie liefde vir werklike kwaliteit leeswerk by mekaar aanwakker. Ek onthou in my jong dae het ons hierdie prentjie boeke gehad wat baie mense gesê, bly weg daarvan ensovoorts. En tog het dit baie kinders laat lees. Net 'n laaste voorbeeld. Jong kinders kom ek al hoe meer agter, veral nou dat hierdie Asterix boeke ook in Afrikaans vertaal is, hou daarvan om dit te lees. Dis interessant, dit vat hulle ook weg na heeltemal 'n ander wêreld. Al is dit prentjieboeke nou met die woordjies daarby, die aanhalings ensovoorts. So, wat ons ook al doen, wil ek vra, kom ons begin en kweek 'n goeie leesgewoonte, omdat dit ons geestesgesondheid nie net bevorder nie, maar ook ons sosiale kommunikasie met mekaar gaan bevorder, wat uiteindelik ook ons geestesgesondheid bevorder. Mag dit 'n mooi leesweek vir almal wees. Dit was dan Dr. Tersia Oosthuizen met lig op geestesgesondheid.